Ek wil vanaand een en elkeen begroet in die oorwinningsnaam van die Here. Maar ons bly jy is ook gegroet. Amen. Ek is net vanaand met een doel hier. En dat is om die hemel te maak. Amen. En om die hemel vol te maak. Jesus sê ek het gekom sodat jy lewe kan hê. En lewe in oorvloed. Ek gaan dadelik oor na die skoon woord toe. Elkeen wat hier is, welkom in die huis van die Here. Ons gaan dadelik oor na die skoon woord van die Here toe. Amen. Die woord van die Here kom in die boeke van Deuteronomium, hoofstuk 21 vers 18. En het lees as volg: as iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat toe luister na die stem van sy vader en na die stem van sy moeder nie, en hulle ontugtig, maar hy nie na hulle luister nie. Die Bybel sê, ek wil hê Moses bly, jy moet baie mooi hoor. Hy sê, as hy 'n koppige, hardkoppige kind het, en 'n wederstrewige, en hy luister nie na jou nie, kan men daar iets gemaak word met hom. Luister, in die vroege jare het die leiders nie sulke kanse gevat wat hulle nou vat nie. Hulle weet, hulle was gauw pak, hulle het gauw pas gekry. Amen. En as jy gaat klaar het by jou pa, dan het hy nog veel pak gekry. Amen. Ek praat vanavond met 'n wederstrewige en 'n hardkoppige kind van Moses bly. Dokter, ek praat met jou, sy is hardkoppig en sy is wederstrewig. En sy wil ook nie luister na jou ouers nie. Ek praat met jou vanavond. Jesus sê, hy het gekom vir jou, sodat jy lewe kan hê. Wederstrewigheid maak vir jou dood. Amen. Hardkoppigheid maak vir jou dood. Amen. Maar Jesus sê, ek het gekom sodat jy kan lewe hê en lewe aan oorvloed. Wat sê verder, broer Jackie? Dan sê die woord verder, dan moet sy vader en sy moeder hom neem Waar toe? en hom uitbring na die oudstes van sy stad en na die poort van sy woonplek. En hulle moet aan die oudstes van sy stad sê, Wat wil hulle sê? hierdie seun van ons, hy is koppig Ja, en wederstrewig. hy is koppig en wederstrewig. Amen. En En hy luister nie na die stem. hy is koppig en wederstrewig. En hy luister, ek praat vandaan met middelspleise mense. As jy so 'n kind het, wil ek jou vandaan uitnooi. Niemand anders kan jou help as net die Here Jesus nie. Amen. Niemand anders kan jou help behalwe die Here Jesus nie. Amen. Wat is nog aan sy lewe in? Dan sê die woord verder, hy is 'n deurbringer. Hy is wat? Hy's 'n deurbringer. As jy 'n deurbringer in Mildesvlei, as jou ma en jou pa goed koop, dan blik sy dit mos deur. Sy dit is gewerk af hoorie, maar sy bring het deur. Die Bybel sê, sy is 'n deurbringer. Ek wil vanavond met jou praat, Mr. Deurbringer. God wil vanavond jou lewe radikaal verander. En wat sê jy nou, broer Jackie? Dan sê die woord verder, en hy is 'n dronkaard. Wat is hy? Hy is 'n dronkaard. So hy is nie net 'n deurbringer, hy is Amen. ook 'n dronkaard. Amen. Ek praat vanavond met jou. Maar dis bly. God wil jou lewe verander. Die Bybel sê geen dronkaards sal die koninkryk van God beërven nie. Amen. Amen.
As hy sê geen, dan is dit geen. Geen beteken 0, 0. Geen uitsondering. Daar is die uitsondering vir jou. Maar as maar net 'n saaietjie, wat so saaietjie? Sy is 'n dronkaard. God wil jou lewe vanaand verander radikaal. Ek kan dit nie doen nie. Maar ek verwys jou na iemand toe wat jou lewe radikaal kan verander. Amen. Sy is 'n deurbringer. Sy is hardkoppig. Sy luister nie na jou ouers nie. Maar die Here sê vanaand, sy stop vanaand met jou dronkaardheid. Amen. Vandaag nog. Sy stop vanaand met jou dronkaardheid. Hoekom gaat sy stop? Want die Here, hy sien jou raak. Amen. Die Here sien jou raak. Dus kom hy ons gestuur het, omdat hy jou raak gesien het. Hy het gesien, sy is bezig. Sy is 'n dronkaard. Sy is bezig om jou lewe totaal aan die alcohol te gooi. Maar ek stop jou vanaand. Ek stop jou vanaand. Wat sê broer? Dan sê vers 21 verder. Dan moet al die manne van sy stad hom stenig dat hy sterwe. Wat moet hulle maak? Hulle moet hom stenig. Halleluja! Die Bijbel sê die loon van die sonde. Ek sê die loon van die sonde. As hy dood. Die Bijbel sê hulle moet hom stenig, want hy is 'n dronkaard. Hulle moet hom stenig omdat hy wederstrewig is. Hulle moet hom stenig omdat hy nie luister na sy ouers nie. Amen. Maar die Bijbel sê, maar die genadegawe van God. Ek sê die genadegawe van God is die ewige lewe. Sy kry maar die een wat homself rechtvaardig, is dit so? Ek vat maar net 'n bietjie. Wat 'n bietjie? Daar's baie mense wat nou in die Bybel slaap van net bietjie. As die Bybel sê, geen dronkaard, dan bedoel hy dit, geen dronkaard, dat die koninkryk van God ingaan nie. Amen. Wat sê broer Jackie? Dan sê die woord verder. So moet hy dan die kwaad uit jou midde uitroei. So dit is 'n kwaad. Amen. As dit 'n kwaad. Amen. As jy dronkaard is, dan is jy 'n kwaad. As jy wederstrewig is teenoor jou ouers, jy blaas jou mond op as jou ouers jou stuur, dit is 'n kwaad. Amen. Die Bybel sê, hy kwaad moet verwyder word. Uit jou midde uitgeroei. Hy kwaad moet uit jou midde uit geroei word. Amen. Lang genoeg het hy kwaad saam met jou gestap, meneer. Mevrou, lang genoeg het hy kwaad saam met jou gestap. God wat vanaand het hy kwaad moet verwyder word uit jou lewe uit. Amen. Kom ons gaan weer na die skoon woord toe. Wat sê broer Jackie? Dan sê die woord verder. En die hele Israel sal dit hoor. Amen. En hulle sal dit vrees. Amen. As die Here jou lewe vanaand verander, dan gaan jy sien, Wondervry gaan sien en sê, die Here het 'n wonderwerk in die man en in die vrou sy lewe kom doen. Nou gaan ek preek. Broer Jackie, nou gaan ek preek. Sê vir iemand preek, pastor. Halleluja. Nou gaan ek die skoon woord preek. Ek het jou net so 'n bietjie ingelei. Jy weet, jy dink ons weet nie van jou wat 'n dronkaard is. Ons weet van jou man. Jy dink ons weet nie van jou wat 'n wederstrewig is. Ons weet van jou ook. Jy sê, mevrou, 'n jong meisie, jy dink ons weet nie van jou wat hardkoppig is. Ons weet van jou man. Ek wil nie net aandagtig maak, maar ek sal vanaand vir iemand sê, daar's hoop. Amen. Wat sê broer Jackie? Amen. Die woord van die Here kom in die boeke van Lukas, hoofstuk 17 vers 11. En die dag daarna was hy op weg na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom gegaan. Ja? Dan sê die woord verder. En toe hy naby die poort van die stad kom, Ja? word daar 'n dooie uitgedra. Die enigste van sy moeder. En sy was 'n weduwee. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar 'n dooie uitgedra. En die enigste van sy moeder, en sy was 'n weduwee, en 'n groot menigte van die stad was by haar gewees. Ek wil hê julle moet baie mooi luister.
Jesus kom in die stad. Ja. Die dooie gaan uit die stad uit. So die lewendes het nie gemeenskap met die dooies nie. Hoekom het hulle nie hy dooie jong aangehou nie? Hoe langer hy bly, hoe meer sal hy stink. Amen. Maar hulle moet hom uit die stad uitdra. Ek weet nie waar wat ons vlees 'n begrafplaas nie, maar hulle kan nie hier voor die deur 'n begrafplaas kom maak nie. Jesus kom in. Die dood gaan uit. Maar kom ons kyk, kom ons luister. Wat gebeur? Dan sê die woord verder. Wat sê? En toe die Here haar sien. Toe die Here wat maak? Toe die Here haar sien. Toe die Here wat maak? Toe haar sien. Halleluja! Halleluja! Toe sien die Here raak. Ek sê toe sien die Here raak. Ek sê die Here diere aan. Om te sien wat hy verloor. Die Here het gesien. Het het raak gesien. Dat hier in Weduwee het 'n kind verloor. Het 'n jongman verloor. En hy weet vanaand, hier is jong mense by Muldersvlei wat besig is om grafwaarts gedra te word. Amen. Die duiwel is besig, meneer, mevrou, jong mense, jong manne, om jou grafwaarts te dra. Maar kom ons kyk of die Here net gaan toesien dat jy grafwaarts toegedra word. Wat sê? Dan sê die woord verder. Wat sê? Het hy 'n innig jammer gekry. Hy sien 'n raak. En het 'n innig jammer. So die Here, wanneer die Here jou toestand sien, wanneer die Here jou toestand sien, dan los hy dit net daar nie. Die Bybel sê toe hy haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Amen. Meneer, mevrou, u wat my stem hoor, u wat my luister op die bed, in die woordkamer, die Here sien jou raak vanaand. Jy kan nie meer of met hierdie seun wat so hardkoppig, hardnekkig en onbeskof is hier. Jy kan nie meer deel met hy kant nie. Maar Jesus is vanaand hier. Amen. Die Here is vanaand hier om jou antwoord te gee op jou probleem. Kom ons luister wat sê hy. Dan sê die woord verder. En hy het vir haar gesê, Wat het hy gesê? moenie ween nie. As u kind dood is, en ek sê vir u moet jy huil nie, en ek vir my sê, wat se paspoort het jy? Ek moet mos huil, want is my kind. Maar die Here sê, vanaand ek moet vir iemand sê, hier in Muldersvlei, moenie meer ween van vanaand af, amen. Die Here sê, ek moet vanaand vir jou sê, sy van vanaand af, moet jy glad nie meer ween nie. Hoe kom ek? Kom en luister. Dan sê die woord verder. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil. En hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. Amen! Halleluja. Die Bybel sê, by nummer 1, hy vat aan die draagbaar. Hy vat nie aan die jongman nie. Hy vat aan die draagbaar. Jongman, ek weet nie hoe lang, draai daar vir jou rond die. Want jy kan nie op jezelf nie help nie. Maar van vanaand af, wil die Here vir jou iets sê. En ek gaan sê wat hy vir jou gaan sê. Jy word grafwaarts gedra. Maar die Here kanselleer die begrafnis. Die Here, jong meisie, jong man, die Here kanselleer die begrafnis vanaand. Amen. En die Bybel sê hy vat aan die baar. En hy praat met 'n dooie mens. Hy het nie gepraat met die dooie se man nie. Hy het nie gepraat met die skare nie. Hy praat met die dooie man. Wat hulle besig is
om te gaan begraven. Het was niet een droeve man, maar hij nog zijn handen kan geweest het niet. Die Bijbel zei hij was dood. En één weet vanavond, jij is dood aan je misdaden. Maar die Heer heeft je vanavond raak gezien. Dus hoe kom ik die mannen en die vrouwen gestuurd vanavond? Om bij jou te zeggen, stand op! Hij valt aan die bar. En hij zei, was hij doodkusten niet, nee? Het was net 2 stokken en een stuk lap. En dan werd hij op die bar gedraaid. Dus hij was die rugbyspelers van die veld opdraaien, nee? Als hij was hier is, zo, hij was draagbaar. En dan is bizar op die jongman, luister, hij is hastig. Om grafwaarts te jong. Maar ik wil wel iemand vanavond zeggen. Toe wordt daar een begrafenis gekanceleerd. Toe wordt dan net daar een begrafenis van vele wiederwiese zien van naaien wordt gekanceleerd. Amen. God wil vanavond. God wil vanavond. Hij doet wat hij in is. Die zoon heeft je dood gemaakt. Maar die Heer wil vanavond van jou lievendag maken. En weet je dat vallen geworden, meneer? Mevrouw, jong meisje, je dat vallen geworden. Wie in jouw zonde toestand. Maar die Heer heeft jou raak gezien. En hij zei vanavond van jou. Stand op. Stand op. Hij kon gezegd niet. En hij had ook te lekker. Maar die Bijbel zegt. Hij is rechtop gaan zitten. En toen wat gebeurt? Dan sê vers 15 verder. En toe hy het rechtop gaan sit en begin praat. Wat het hij gemaakt? Hy het begin praat. Halleluja! Die Bijbel zegt, en die twee het rechtop gaan zitten en begint te praten. Hij was dood, hij kon niet gaan praten. Maar nadat die Heer zei om leven gegeven, toen begon hij te praten. Aanraken. Je ziet toen ik niet die Heer gediend had, ik kan niet zo gaan praten zoals ik nou praat. Want ik was dood in mijn zonde. Maar toen hij mij aangeraakt had en mijn naam geroepen, heb ik rechtop gaan zitten. En begin praten. Dan kom je luisteren op dat alles. Wat zei broertjekkie? Dan sê die woord verder. Wat zei? En hy het hom aan sy moeder teruggegee. Wat het hij gemaakt? Hy het vir hom aan sy moeder teruggegee. Halleluja! Halleluja! Jou ma sê hierdie woorde. Ek ken nie meer die kind die man. Dis nie my kind wat ek groot gemaakt heb die. Ek het nie die kind so groot gemaakt die. Maar die Bijbel sê, Jesus het daar die kind aan sy ma. Die tweede kind wat dood was, het die Here lewendig terug. Luister mooi, maar dat vlei lewendig teruggegee aan sy mama. Jou ma was bekommerd oor jou as het dood is in jou sonde. Jou ma het geweet, die vijand gaat jou van kant maak. Maar die Heer is vanavond hier om jou leven te veranderen. Die Heer is vanavond hier om jou leven radicaal te veranderen. Die Bijbel zegt, ik lijk een stukje. En hij heeft hom aan zijn moeder teruggegeven. Mama, jij doet lang gebed voor jouw kind. Die Heer wil jouw kind. Niet die takkert die, jouw kind. Niet die drakkert die, jouw kind. Niet die dronkaard die, jouw kind. Wil die Heer vanavond aan jou teruggeven. Amen. Die Heer wil vanavond van jou teruggeven. Kom ons gaan verder, ons maak ons klaar. Dan sê die woord verder.
En vrees het almal aangegryp. Amen. Terwyl hulle God verheerlik en sê 'n groot profeet het onder ons opgestaan. Yes. En God het sy volk besoek. God het sy volk besoek. Amen. Ek sê God het vir Mandersvlei kom besoek vanaand. Amen. God besoek Mandersvlei vanaand. Mense sal erken dat God het Mandersvlei kom besoek vanaand. Want jy sien die Here jou raak. Hier baie mense het die Here jou raak gesien. Hier baie probleme en stryde en die Here jou raak gesien. 12 keer dit. Die Here jou raak gesien, meneer, mevrou. Kom ons gaan na die volgende gedeelte toe, dan maak ons klaar. Maar die boeke van Handeling sê, hoofstuk 16 vers 23. En toe hulle hul baie slag gegee het hulle aan die gevangenis gewerk en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Goed, die Bijbel sê, en hulle was aan die tronk gesit, nee, Paulus en Silas. Hulle was aan die gevangenis ingewerf. En die Bijbel sê, en hulle sorgvuldig, hulle het seker gemaak dat sy word goed opgepas. Maar kom en luister, wat sê die skoonwoord van die Here? Amen. Kom en luister, wat sê verder? Dan sê die woord verder, hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, Ja? hulle aan die binneste gevangenis gewerk. Waar het hulle hom ingewerk? Aan die binneste gevangenis, Die voorkant. die binneste. Amen! Hy sê die binneste. Met ander woorde, diep in. En hy, hulle ingesit. Maar kom en luister die skoonwoord verder. Wat sê hy gou, broer? Dan sê die woord verder, Wat sê hy? en hy het hulle voete aan die blok vasgemaak. Wat het hy gemaakt? Hy het hulle voete vasgemaak. Hy het hulle voete vastgemaakt. Amen. As gaan wonder, jy kan nie meer na die kerk of na die huis van die Here toe gaan nie. Want jou voete is vastgemaakt. Jy het ander dag nog kerk toe gegaan. Maar jou voete is vastgemaakt, die Satan. Jy gaan nie hier na die huis van die Here toe nie. Al verkeer wat jy uitkom, is begrafenistye. Jou voete is vastgemaakt, meneer, jong meisie, mevrou. Jou voete is vastgemaakt. Maar kom en luister gou verder. Dan sê vers 25 verder, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Wanneer was dit geweest? Middernag. En omtrent middernacht, amen. Middernacht praat van in die donkerste uur, amen. In die donkerste uur het Paulus en Silas begin lofliedere sing tot eer van die Here, amen. En gebid, amen. En het gebid in die donkerste uur. Mevrou, voel, jy is in jou donkerste uur, jong man. Ek voel jy is in jou donkerste uur. Maar kom en luister wat gebeur wanneer hulle begin God verheerlik. Wat gebeur toe? En die woord van die Here sê verder, Wat sê hy? en die gevangenisse het na hulle geluister. Toe die wat op vastgevang was, Amen. die wat op vastgevang was, aan ketting en boeien, hy het geluister na die lofliedere wat na die Here toe opgegaan het. Maar kom en luister wat gebeur achterna. Wat gebeur? Dan sê die woord verder, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fundament van die gevangenis geskiet het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal losgeraak het. Amen! Ek sê God op planet benaderd, Mandersvlei, dat hoe sy woord gebruik het vanaand om Mandersvlei te skud, amen! Hy is vanaand hier om Mandersvlei te skud, amen! Die Bijbel sê, en terwyl hy toe skudde, het die boeie afgeval. Vanaand gaat die boeie afval in hierdie plek. Vanaand gaat die boeie afval in hierdie plek. Lang genoeg. Dan kan nog wat hy geboei gewees. Wanneer iemand geboei is, dan is jou tree baie minder en is korter, want jy is geboei, amen.
Maar die Here wil jou vanaand as aanskudding jy sy woord gee, sodat die boeie kan breek. Amen. Want die Here sien jou raak. Ek sê die Here sien jou raak vanaand. Vanaand gaan die boeie val. Kom ons maak klaar. Dan sê die woord verder. Ek toe die tronk bewater, ja, wakker geword het, en toe sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring. Jy! Die Bybel sê toe hy bewaarder sien dat mense is losgemaak. Jy! As die vyand sien hy is losgekoop deur die bloed van die Here, ek sê Satan kan jy nie so los nie. Wanneer die Satan sien hy is losgekoop deur God se bloed, Jesus se bloed, ek sê hy kan jy nie so los nie. Toe raak hy bekommerd. Satan raak bekommerd. En hy het dan weer boeie aangesit. Maar nou is die boeie dan nog gebreek. Hy het dan Johanna vastgemaak, maar nou is die boeie gebreek. Hy is bekommerd. Maar hoekom? Die Here het jou raak gesien. Amen. Ek sê die Here het jou raak gesien. Amen. Ek sê die Here het jou raak gesien. Amen. Praise God for Jesus. Halleluja. Kom ons maak klaar. Dan sê die woord verder. Wat sê hy? In die mening dat die gevangenes ontvlug het. Dan sê vers 28 verder. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie. Ek wil vanaand vir jou sê, meneer, mevrou, moenie jou nie jouself kwaad aandoen nie, man. Moenie nie so, hoe kan doen jy jouself kwaad aan, man? Die Here sien jou raak vanaand. Mevrou, die Here sien jou raak vanaand. Jy wat twyfel in die Here en ek sê vanaand, die Here het jou stryd raak gesien. Die Here het jou probleem raak gesien. Die Here het jou raak gesien vanaand. God wil vanaand die omstandighede wat jy so moet sukkel, wil die Here vanaand change. Ai! Just a glimpse. I can feel the Spirit in my life.